Here, dankie dat ons vanmôre in U naam kan verenig. Here, ek bid vanmôre U liefde oor myself as die instrument wat hierdie woord gaan bring, Here. En dat daar werklik vanmôre 'n vrymaking sal kom, dat mense werklik gered sal word, hulle fokus sal skuif. Here, ek bid ook vir die gees van geregtigheid, dat ons staande sal bly, Here. Dat ons in hierdie week ingaan met 'n verandering in ons lewe. Wanneer ons eintlik hier uitstap vandag, stap ons weer in die oesland in. En die woord kom en dan sê hy, maar die oes is groot en die arbeiders is min. Daar waar 2-3 in my naam vergader, Here, daar is U saam in ons midde, en ons is vanmôre in 'n ooreenstemmend, en ons weet dat ons die evangelie sal verkondig. Dankie vir die boek Markus, dankie vir die evangelie. Dankie, Here, dat ons vanmôre kan bid, dat ons U gesag oor ons kan neem, en die autoriteit kan opstaan. Weet jy hoekom, kerk? Want hy wat in ons is groter as hulle wat in hierdie wêreld is. Amen. Here, dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Amen. Dankie julle kan sit, en die wat wil staan, julle is welkom. Maar ja, sit lekker vanmôre. Sê gou vir my, julle het nou nie kos op die stoof, en ek hoop is in die sloukoeker. Ok, so ons kan hom klap tot voor die klok. Lekker. Yes, prys die Here. Op 'n Sondag moet jy maar jou hoender en jou skaapbout in 'n sloukoeker sit. Hy moet lekker hardloop. Wanneer Jesus opdaag, verloor die hel sy krag. Jy kan saam met my oopmaak in die boek van Markus. En ek wil iets vir jou gou vertel oor hierdie pragtige boek. Markus lees soos die dagboek van 'n soldaat in 'n oorlogsgebied. Jy sien, want Markus is vol verhale. Hoor gou mooi, van onrein geeste wat uitgedryf word. Konflik, straf, waarskuwings en uiteindelik die dood van die held van hierdie verhaal. En as jy gaan kyk daarna, so ek verstaan baie kere wanneer ouers hulle Bybel of die Bybel vir hulle kinders lees, dan kom hulle nie eintlik by hierdie boek uit nie, omdat daar so baie verhale is oor die onrein en die bose geeste, dat kinders selfs in 'n mate bang word, dat hulle glo daar's miskien duiwels en tokkelossies en goed onder hulle beddens en daai tipe dinge. Ok, maar dit is belangrik. Kom ek sê gou vir jou iets. As ek en jy 'n Christen was in die laat 60s na Christus in Rome, as ek en jy as Christene geleef het in daai jare 60 na Christus in Rome, sou jy die boek of die evangelie van Markus gesien het as die medisyne van jou siel. En ek en jy moet dit vandag ook nog eintlik sien. Ons moet hierdie boek gaan lees. Ek sê weer, want hierdie boek bring vir ons iets, 'n karakter na vore om vir jou te wys dat dieselfde Jesus wat hierdie onreine geeste en bose geeste uitgedryf het, dit nog steeds vandag doen. Amen. In Markus 1, jy kan gou vanaand daar blaai, kan kyk hoe begin Markus 1. Die evangelie van Jesus Christus, die seun van God. Hy begin so. Het jy dit al opgelet? Geen ander plek begin hy eintlik so wat erkenning gee dat Jesus Christus die seun van God is nie. En wanneer jy gaan lees in Markus 15:39, toe die Romeinse offisier wat reg voor Jesus gestaan het, hom sy laaste asem sien uitblaas. Hoor wat sê die Romeinse offisier? Hy sê hierdie man was werklik die seun van God. Was werklik die seun van God. En so kan ek en jy ook vanmôre in hierdie erediens begin. So kan ons ook vanmôre erken dat ons werklik die seun van God aanbid en sy gesag in ons lewens ervaar. Ek sê weer vanmôre, hy wat in ons is groter as hulle wat in hierdie wêreld is. Wat kan ons keer van die liefde van God? Daar is min verhale in die Bybel wat so kragtig wys wat gebeur wanneer Jesus 'n siel aanraak, 'n lewe aanraak. Soos die verhaal van die man van Gadara. En ek bid oor hierdie skrif, en dit is kragtens, dit is iets wat ons moet sien. Jy sien, want hierdie man was nie siek gewees nie. Hierdie man was nie net iemand wat probleme gehad het nie. Hierdie man was 'n man wat totaal en al verwoes was deur demoniese magte. En ons kan dit gaan lees. Ek gaan dit nou vir jou saam lees. Kom ons lees 'n paar versies saam daar.
daar in 1 tot en met vers 3. En hulle het aan die oorkant van die see gekom in die land van die Garadeërs. En toe hy uit die skei gaan, kom daar dadelik uit die grafte hom tegemoet 'n man met onreine gees, wat sy verblyf in die grafte gehad het. En niemand kon selfs met kettinge hom bind nie. Die Bybel sê, die woord van die Here sê, hierdie man het tussen die grafte gewoon. Hy was vasgebind met kettinge, maar hy het dit stikkend geruk. Kan jy net verstaan hoe die demoniese mag, die krag wat in daardie man was, om hierdie ketting stikkend te breek. Niemand kon hom beheer nie. Die woord sê, niemand kon hierdie man beheer nie. Dag en nag het hy geskree, hy het homself met klippe gesny. Hy was lewendig, maar hy het tussen die dooies gewoon. Dit is die prentjie van baie mense vandag. Hulle haal asem, maar hulle leef nie werklik nie. Hulle glimlag, maar diep hier binne in hulle is daar chaos. Hulle funksioneer uiterlik, maar innerlik is hulle gevange. Innerlik is hulle gevange. Jy sien, wat beteken dit? Dis demoniese onderdrukking. Dit laat mense tussen grafte woon. Dit maak mense dat jy nie eintlik meer regtig kan sien vir die lewe nie. Ek het laas Sondag gepraat oor die statistieke van mense wat selfmoord pleeg, en hierdie week toe sien ek weer van 'n jong seun wat selfmoord gepleeg het, omdat sy karate uitslaan nie volgens sy paap standaard was nie. Johannes 1 vers 5 beskryf hierdie vir my baie mooi. Die lig, hoor gou mooi, die lig skyn in die duisternis. Jy sien, die Here het eerste, God het, die Vader het eerste die lig gemaak. En hierdie lig beteken nie dit was dag nie. Die woord sê, toe het hy dag en nag gemaak. Amen. Jy sien, man, die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Johannes 1 vers 5. Daar is oomblikke in ons lewe wanneer dit voel asof die hel wen. Gebrokenheid, vrees, verslawing, depressie, en so kan ek aangaan. Sonde. So kan ek aangaan. Aanvalle teen jou huis. Aanvalle teen jou kinders. En weet jy wat die ergste van alles partykeer is? Die aanval teenoor jou geloof, of aan jou geloof, die aanvalle teen jou geloof. Jy sien, die duiwelse plan is altyd dieselfde. Sy plan verander nooit. Hy's daar om jou identiteit te steel, om jou vrede te vernietig, om jou van mense te isoleer. Hoor gou mooi. Om jou uiteindelik dood te maak. Jesus sê self in die boek, of in die evangelie, in Johannes 10 vers 10, Jesus het self gesê in die evangelie volgens Johannes 10 vers 10, hy sê die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes, maar hy het gekom om ons lewe in oorvloed te gee. Wat 'n voorreg. Maar ek wil net iets sê oor hierdie Johannes evangelie. In die onmiddellike konteks van Johannes 10 praat Jesus as die goeie herder. Jy kan dit gaan lees daar in die begin van Johannes 10, van die goeie herder. En hy kontrasteer homself met valse herders, geestelike misleiers en almal wat nie deur die deur ingaan nie. Hy begin daarmee, mense wat God se kudde uitbuit vir hulle eie gewin. Weet jy, kan ek gou vanmôre vir jou sê, daardie pastore se oordeel gaan erger wees. Hulle wat die God se kudde uitbuit vir hulle eie gewin. En daar's baie van hulle. As hulle nie gaan bekeer nie, as hulle nie by die Jesus gaan uitkom nie, het hulle moeilikheid. Het hulle groot moeilikheid. Maar dan kom ons in die evangelie van Johannes en ons besef hoe dieper hierdie boek eintlik is. Die geestelike vlak verwys ook na Satan, na die vyand, die duiwel. Die uiterlike bron agter vernietiging, leuns en geestelike roof. En Jesus kom en dan beskryf hy hierdie vyand, hierdie duiwel, as 'n leienaar. En die vader van leuns, in Johannes 8 vers 44. Die verleier, die aanklaer, die een wat verblind en bind. So die dief, kan ek gou iets sê vanmôre? Die dief werk op twee maniere, direk deur Satan se werke, deur mense en stelsels wat nie van God af is nie.
Baie mense sê, hulle verstaan nie hoe werk Jesus nie. Kan ek gou iets sê? Wat van Jesus afkom, hoor gou mooi, wat van Jesus afkom, bring lewe. Amen. Sê gou vir die een langs jou, bring lewe. Jesus bring nie morbied nie, man. Jesus bring lewe. Want hy sê dit vir ons in Johannes 10. Hy sê, ek het gekom om julle 'n lewe in oorvloed te gee. Maar hoekom laat die Here my swaar kry? Hoekom straf hy my? Hoekom is ek arm? Want jy is te lui om te werk. Party so werk om nie te werk nie. Sorry. Wees maar vir my kwaad, maar dis die waarheid. Dis die waarheid. Nie almal nie, hoor. Wat van die dief afkom bring is vernietiging. Die dief is daar om te vernietig. Dit is die oorlog van jou siel. Dis die oorlog van jou siel. En hierdie Markus 5 kom en dan sê hy, en Jesus het deur die storms gegaan toe hy op pad was na Gadara toe. Kan julle onthou? Ons kan dit lees. Ek gaan terwille van tyd, julle het dit gelees, ek het julle gevra om dit te lees. Het ons agtergekom dat hy deur 'n geweldige storm gegaan het. En dit was nie toevallig gewees nie. Die vyand het geweet, as die Here Jesus die ander kant bereik, iemand gaan vry kom. Hy gaan iemand vry maak. En ek wil vandag vir jou sê, die duiwel het baie mense uit die kerk gehou vandag, in die kerke oralste, omdat hy weet, die Here Jesus wil jou eintlik vry maak. Jy bly in daai gat van depressie en die dal van doodskade weer, terwyl die Here eintlik sê, ek wil jou hoof vet maak met olie. Jou beker loop oor. Die vyand het geweet, as die Here Jesus aan die ander kant kom, iemand vry sou wees. Die storm was nie oor die boot nie. Die storm was oor die bestemming. Die storm was oor die bestemming. Ons sing nou hierdie liedjie en ek staan daar en ek dink, weet jy nie, jy's 'n tempel. En ek glo almal het dit gesing. Ons is 'n tempel, en wanneer ons 'n tempel is, moet ons begin die gesag van die Here Jesus, sy vrymaking en sy krag ervaar in ons lewe. So weet jy wat, wanneer jy eintlik die oorlog wen, en jy agterkom dat die Here Jesus Christus die ene is wat jou werklik kan vrymaak en jou lewe verander, dan gaan jy begin om iets te doen aan jou tempel. Amen. Ja, maar weet jy wat, ek vang maar 'n ou Chesterfieldkie. Kan jy weet nie of jy nog Chesterfield kry nie, maar want ek stres. Ag, jy stres nie, man. Jy's gebind. Amen. Ek drink Richie Lou en Coke, want dit laat my ontspan. Ag, jy lieg. Jy's eintlik besig om jouself te verarm, want daardie goed maak jou arm, dit verarm jou net. Dit neek eintlik net jou lewer op. Jy verkort jou lewe, en ek weet hulle hou nou nie daarvan nie. Volgende Sondag is ons seker nog 100 mense minder. Maar prys die Here. Hoor gou vandag, die storms wat jy beleef, beteken nie dat God jou verlaat nie. Hoor dit. Dikwels beteken dit dat jy naby aan jou deurbraak is. Die hel veg die hardste net voor bevryding. Ek praat nou oor sigarette en drank, maar kan ek gou nog iets sê? Skryf hierdie ook 'n bietjie neer. Kyk gou vir mekaar in jou oë as jy getroud is, né? Weet jy wat, huweliksbedrog, die Satan se dodelikste wapen is pornografie, ander vrouens, welles, al hierdie tipe goed. Kom ons praat 'n bietjie oor dit vanmôre. Kom ons kyk 'n bietjie oor hierdie dinge, waarin is ons gebind, waar is ons slaaf? Hoor gou mooi. Dis so. Dis wat eintlik besig is om te gebeur. Die sosiale media is daar en elkeen kyk en hulle beloer en voel en ek weet nie eens wat alles hulle doen nie, maar weet jy wat? Ek wil vanmôre sê, jy's gebind. Amen. Jy's gebind. Die hel veg op sy hardste net voor bevryding. As die vyand jou aanval, is dit dikwels omdat jou wonderwerke naby is. Vir die opregt is, hoor, kan ek gou vanmôre iets sê? Daar's 'n verskil, né? Daar's 'n verskil. Jesus het nie omgedraai in hierdie storm nie. Hy het nie gesê dis te moeilik nie. Glad nie.
Hy het deur die storm gegaan, want daar's een man wat hy moet gaan bevry van die duiwels en die onrein geeste. Jy mag dalk vanmôre voel niemand sien jou nie. Jy mag dalk vanmôre stikkend in jou hart voel. Maar Jesus sal 'n oseaan oorsteek om by jou uit te kom, vir een siel om jou vry te kan maak. En nou gaan ek 'n waarheid slaan en jy moet dit hoor vanmôre, die duiwels ken Jesus se gesag beter as die kerk en die gelowiges. Amen. Want die kerk en die gelowiges twyfel aan die wonderwerke van Jesus. Hulle twyfel aan die gesag van Jesus. Maar die duiwels en die demone ken die gesag van Jesus. En hoe meer jy op jou eie probeer om hierdie verslawings of hierdie dinge te veg, hoe moeiliker raak dit. Want jy het nog nie eintlik by Jesus uitgekom nie. Maar weet jy wat? Toe hierdie man Jesus sien, toe Jesus sy voet aan die wal sien, sê die woord van die Here, hardloop hierdie man na Jesus toe, en die demone skree, lees gou saam met my daarso, hoor wat skree die demone daar uit, en skree met 'n groot stem en sê, hoor daar, wat het ek met u te doen, Jesus, seun van die Allerhoogste? Wat doen hulle? Hulle weet is Jesus. Hulle ken die seun van God. Ene mense, weet jy, ek staan vanmôre en ek word eintlik so koud daar in my huis. Toe ek dit besef, maar weet jy wat? As Jesus hier moet wees vanmôre, sal ons hom ken. Die demone ken hom. Die duiwels ken hom. Wat het ons met u te doen, Jesus, seun van die Allerhoogste? God. Ek besweer u by God om my nie te pynig nie. Hoor wat sê hulle? Hulle het onmiddellik geweet wie hy is. Onmiddellik. Die kerk twyfel soms aan sy mag. Maar die hel twyfel nooit. Nooit. Die duiwel weet jy wat weet die duiwel? Die duiwel weet Jesus genees. Die duiwel weet Jesus bevry. Jesus herstel. Jesus is 'n God wat huwelike herstel. Daar vind restituisie plaas binne in elke huwelik. Wanneer die man begin om sy skaniere voor die Here te buig en God te loof en te prys. Jou deurbraak is naby en skielik gaan ek vanmôre vir jou sê, verwag dit, hoor. Jesus gaan vanmôre kom en hy gaan jou kettinge breek. Jesus vernietig die werke van die vyand. Jesus vra vir hom, wat is jou naam? Wat is jou naam? En hy antwoord, legioen. Want dit beteken baie. En die vyand probeer altyd jou identiteit herdefinieer. Weet jy wat noem hy jou? Hy noem jou 'n verslaafde. Mislukking. Gebroke mens. Egskeiding. Verwerpe. Depressiewe persoon. Hy noem jou eintlik vanmôre dat jy iemand is wat bitter is. Hy noem jou Mara. Sorry vir Maras, maar ek hoop nie jou. Bitter. Die bitterheidswortel. Onvergewensgesindheid. Hy weet hy het jou daar. Hy bind jou. Met trots, met hoogmoed. Hy bind jou met al hierdie goed, die vyand. Hy noem jou hierdie goed, want hy weet wat jou verslawing is en jou bindings is. Hy weet dit. Want hy het jou daar gekry. Jy het hom toegelaat. Jy het hom toegelaat. Ek gaan nou dalk miskien amper dit sê, maar ek wil so 'n bietjie vir die duiwel opkom. Hou op om hom te blameer vir alles. Shame, hy kry ook die skuld vir alles. Nie jy nie. Jy sien, Jesus kom en dan noem hy jou nie volgens jou gebondenheid nie. Hy noem jou volgens jou bestemming. Wat God vir jou bestem het.
Mense mag jou ken volgens jou verlede en hulle herinner jou gereeld aan jou verlede. Maar God ken jou volgens jou roeping. En hier kom die Here Jesus Christus en nadat hulle hierdie debat gehad het, hoor gou daarso vanaf vers 8. Is nie op die skerm nie, want hy het vir hom gesê, onrein gees, hoor gou, met sag kom hy en dan sê hy, gaan uit die man uit. Gaan uit die man uit. Met gesag kom sê hy dit. Jy sien, geliefdes, ek weet, in my eie lewe kan dit getuig, wat die duiwel, wat die vyand oor die jare in duisternis opgebou het, en ek hom toegelaat het, toe ek nog in die wêreld was. Hoor gou mooi, ja, jy hoor reg, ek het hom toegelaat. Wat hy opgebou het oor die jare, en wat met hierdie man gebeur het oor die jare, kom die Here en hy verander dit in sekondes. In sekondes. Jy sien, wanneer Jesus in jou lewe opdag, en skielik verander alles. Alles. Moenie dink jou probleme is te groot vir Jesus nie, hoor. Moenie dit dink nie. Wanneer ek en jy as mens opgee, begin Jesus. En later aan sien die mense van die dorp hom aangetrek, by sy verstand, sit aan die voete van Jesus. Wat 'n beeld. Wat 'n beeld. Eens was hierdie man kaal wat tussen die grafte gehardloop het en tussen die grafte gebly het. En nou sit hy rustig by Jesus. Kerk, dit is wat genade doen. Dis wat genade doen. Jesus bevry jou nie net van iets nie. Hy bevry jou vir iets. Vir iets. Hy bevry jou sodat jy dalk 'n sonnaarskoolonderwyser kan word. Hy bevry jou vir iets in die koninkryk van God, dat jy 'n bidder sal word. Dat jy 'n ambassadeur sal word. Die man wou saam met Jesus gaan. Ons lees dit daar. Maar Jesus sê vir hom nee. En soms sê Jesus nee. Weet jy wat sê Jesus vir hom? Jesus sê vir hom, gaan terug na jou huis toe en gaan vertel wat die Here vir jou gedoen het. Gaan vertel dit in die dorp wat die Here vir jou gedoen het. Jou bevryding vanmôre is nie net vir jou gemak nie. Dit is vir God se heerlikheid. So wanneer die Here jou vrygemaak het, is jy werklik vry. Is dit nie vir jou gemak nie, dan moet jy begin om die mense te vertel van Jesus. Hoor mooi, jou storie gaan ander red. Daardie skaars wat in jou lewe is, daardie verlede, daardie donker seisoen waardeur jy is, in Jesus se hande word dit 'n preek. In Jesus se hande word dit 'n preek. Jy gaan getuig van die goedheid van God. Dit gaan voel vir jou asof jy die evangelie aan mense verkondig. Jy preek dit vir hulle. Jy vertel vir hulle hoe die Here jou vrygemaak het. Verwag dat Jesus in jou gedare gaan instap. Miskien voel jy vandag soos daardie man van Gadara. Vasgevang, jy voel moeg. Jy kan nie meer nie. Besig om jouself stikkend te maak. Jouself stikkend te bekommerd. Lewendig, maar tussen die grafte. Hoor mooi. Hoor my mooi vanmôre. Jesus het nie net verander nie. Hy kom en dan stap hy in jou donkerste plek in. Hy kom stap in jou donkerste plek in. Hy spreek nog lewe in jou lewe. Hy kom en dan dryf hy nog steeds duiwels uit. Hy herstel nog verstande, die gedagtes, die oorlog. En hy maak nog steeds mense nuut. Openbaring 21 vers 5. Kyk, ek maak alles nuut. Paulus skryf, hy sê die ou dinge het verbygegaan. Ek is 'n nuwe skepsel. Ek is 'n nuwe skepsel. Maak klaar, man. Maak klaar met jou verlede. Kom ons vra die Here nou nog eenmaal om jou verlede gordyn oop te maak. As jy tog nou so in jou verlede wil wees, maar kom ons maak daarmee klaar. Ons gaan hom hier klaar maak vandag. Ons trek hom hier oop. OK. So hulle wat jou seer gemaak het, of hulle wat iets aan jou gedoen het, of hulle wat
wat ook al aan jou gedoen het, iets in jou verlede, hoe ook al jy swaar gekry het as 'n weeskind, weggegooi, verwerp is, wat ook al dit mag wees. Kom ons trek hom gou oop, trek hom oop, trek hom oop, trek hom oop en maak klaar. So maklik is dit. Kan ek dit vir jou sê? Want Jesus stap in jou gedare aan. Hy stap in jou lewe in. Vandag. Vandag is die dag wat ons moet klaarmaak. Ons kan nie nog vashou nie. Die Here weet waar jy krag kry om elke week aanhou en aanhou, om aan te hou en aan te hou in dieselfde gedara te bly, tussen die grafte. Maar hoor gou, ons vra die Here om ons te help. Jesus is hier, jy moet net opdag. Hy het gearriveer. Hy gaan vir jou vandag, hy sê vandag vir jou, alles in jou lewe gaan verander. Hy sê vandag is die dag waar die hel verloor. Vandag is die dag waar die hel verloor. Hoor mooi. Van grafte na genade. Van stikkend na gesond. Van bindings na vry. Heeltemal vry. Die dag toe die hel verloor het. Dankie Wendy, sit net vir ons tema vers weer op. Want waar Jesus opdag, ek sê vanmôre kerk, want waar Jesus opdag, verloor die hel sy krag. Amen.